Goeiemôre Impact familie. Yes, daar was 'n mooi hallo. Yes, nice. Hoekom staan ons in worship, Here? Ek wil vir julle 'n skrif lees. Hy sê, on your feet now. Applaud God. Give a gift of laughter. Sing yourself into His presence. Hier's die geheim. Know this, God is God and God. He made us, we didn't make Him. We're His people, His well-tended sheep. Now here's the key. Enter with the password, thank you. Enter with the password, thank you. Make yourself at home, talking praise. Thank Him. Worship Him. So vanoggend gaan ons die naam van die Here groot maak. Dit is hoekom ons dit doen. Amen. Dis is die dag wat die Here gemaak het. Amen. Ja. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside Him there's no other. Oh, give thanks. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Oh. Give praise to the Lord. Beside Him there's no other. Oh. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. He brought us from morning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. Hear the word of the Lord. There's freedom for the captives. Good news to the poor. And beauty for the ashes. So what are we waiting for? What are we waiting for? Come on. This is the day the Lord has made. From morning to dancing, from glory to
Amen. Die Here is goed vir die gemeente. Hy is goed vir elkeen van julle. Julle kan vir so 'n oomblik julle sitplekke inneem asseblief. As jy nou gister daar by die nuwe gemeente was, sou jy 'n ding sien gebeur het. Nuwe kerk, nuwe gemeente. Maar ons glo ons gaan nuwe mense aanraak en dan gaan ons groot gaan, né? Dankie vir elkeen wat gister en in hierdie laaste tyd betrokke was daar. Man, daar het so 50 plus volunteers opgedaag gister en wat 'n malhuis. Maar dit was lekker. Is julle excited? 2 weke weg. 2 weeks. Bid vir ons. Bid vir JP. Ons is baie excited om te beweeg na ons nuwe kerk toe. Soos wat ons gaan die aankondigings gaan doen, gaan die tiendes en offergawe sakkies weer verbykom. Weer eens, ons baie dankie vir elkeen van julle se bydrae. Ons kan glad nie doen wat ons doen sonder dat elkeen van julle gee en betrokke is in hierdie saak nie. Ons waardeer dit opreg baie. Nou as vandag jou eerste keer hier is, oor 2 weke moet jy kom na die nuwe kerk toe asseblief. Maar as jy vandag vir die eerste keer is, as jy 'n gas is in die huis vandag, wil ons vir jou sê baie welkom by Impact Kerk. En moenie na die tyd weghardloop nie. Ons wil graag saam met jou koffie drink. Aan die buitekant links is ons lounge. So voordat jy weghardloop na die diens, kom drink eers gou koffie saam met ons, laat ons jou in die oë kyk, laat ons jou ontmoet, net hoor wie jy is en waar jy vandaan kom. Dan gaan ons gou die volgende video kyk. Join my die 17de Oktober by Impact Kerk vir 'n groot Youth Unite. Ek glo meer as ooit in ons leef in 'n tyd waar jong mense besig is om op te staan vir God en die koninkryk van God. So kom wees deel van dit wat die Here besig is om te doen in ons land onder jong mense. Nooi jou pelle saam, nooi jou vriende saam, post hierdie op Instagram, maak seker almal wat jy ken is daar, want ek glo dat die Here wil spesifiek daai aand iets in jou hart kom wakker maak. En hy wil vir jou 'n paar goed kom wys, wat jy die laaste ruk voel, wat hy vir jou wil kom wys, hoekom voel jy soos wat jy voel en hoekom dink jy soos wat jy dink. So ek nooi jou uit, die 17de Oktober, 6uur, maak jy hekke oop, kom kuier saam, 7uur begin die diens, ons gaan worship, ons gaan fun hê, en kom ons kyk wat doen die Here daai aand, moet dit nie mis nie. Amen. Die jeug is vir ons belangrik, die jeug is vir God belangrik, en op die 17de, dis die Vrydag aand, nadat ons die kerk oopgemaak het aan daai kant, wil ons soveel jeug in daai saal indruk as wat ons moontlik kan. So wanneer daai ad geshare word, julle ouers, post daai ding, post hom aan jou vriende wat kinders in ander kerk het en ander skole het. En dis nie dat ons daai mense wil trek na ons kerk toe noem, ons wil Alberton Unite, né? Ons wil die jeug saamkry. Dis hoekom daai Youth Unite genoem word, sodat ons 'n groot ding vir die Here kan doen en kan verklaar dat die jeug van Alberton behoort aan God. Want dis waaroor dit gaan aan die einde van die dag. Amen. So help ons om daai te share wanneer jy hom kry so ver as moontlik. Dan vanaand is impakgroepe. So 5uur vanaand, kom asseblief by jou impakgroep bymekaar. As jy nog nie in 'n impakgroep is nie, daar is 'n impakgroep wat hierso by die kerk is, wat hier gaan plaasvind. Kom join ons by die impakgroep. Moet dit nie misloop nie, 5uur vanmiddag. En dan die laaste enetjie, volgende week, Saterdag, tweeledig, is ons Power Hour wat ons altyd het aan die begin van 'n nuwe maand. Maar volgende week gaan 'n bietjie anders wees. Ons gaan ontmoet daar by die nuwe kerk. En dan gaan ons in groepe opdeel en ons gaan in die area inbeweeg en ons gaan begin bid vir ons area. En ons gaan weer daai vlaggies, onthou jy laas het sulke vlaggies gehad wat ons oral geplant het voor mensehuise, om vir hulle te sê, ons bid vir julle. Ons vertrou God vir sy droom en sy doel oor julle. Gaan ons uitgaan, ons gaan vlaggies plant in Brackenhurst area. So hoe meer van ons natuurlik daai dag daar is, hoe meer vlaggies kan geplant word, hoe meer gebed kan uitgaan en ons begin om Brackenhurst te draai van God se droom en God se plan. Sy koninkryk in daardie area. Amen. Ons naam is Impact Kerk. Ons gaan 'n impak maak. Amen. Is jy excited daaroor? Hulle klink nie excited nie. JP, is jy excited daaroor? Yes.
Anyway, dis hoe ou lyk wat baie lank baie hard werk. Glo my, in sy hart is hy ecstatic. Amen. Kom ons staan saam. Is julle reg om die Here se naam groot te maak? Is jy reg om in sy teenwoordigheid in te gaan vanoggend? Ek wil vandag net die volgende sê, ouens, volgens jou verwagting gaan jy nou instap of jy gaan buite bly. Either we're walking into his presence or you choose to stand outside en kyk wat die Here met ander mense doen. Moenie daai ou wees nie. Moenie daai persoon wees nie. Kom ons beweeg in sy teenwoordigheid vanoggend. Word verander. Amen. Die blydskap van die Here is jou beskikking. Amen. Rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough. You're more than enough for me. You're so faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, everything I need. The joy of the Lord is my strength. Yes, it is. The joy of the Lord
weet Here, U naam is magtig en kragtig. En staan vandag, Here, bo elke ander naam. Vanmôre verklaar ons, Here, dat die naam van Jesus is bo siekte, bo bankrotskap, bo huweliksprobleme. We proclaim the mighty name of Jesus oor elke persoon vanmôre in hierdie plek, Here. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim that every weapon formed against me, it must break in the mighty name of Jesus. Protected on all sides by the blood of Jesus Christ. So I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. So I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of
is the blood of Jesus Christ. So I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. So I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. So I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me, it must break. In the mighty name of Jesus, I live. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness, it must go. There's every key to every victory. I hold it's in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Jesus. Here vanmôre weet ons Here dat geen dood U kon stop nie. We worship You, Father. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, You brought heaven down. My sin was great, Your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name. Praise You, Lord. Oh, there's no higher name, God. Oh, it's such a beautiful name. There's no name above Your name.
Oh Jesus, we proclaim your name. We proclaim your name. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, and you have no equal. And now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. You're so wonderful, Lord. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name. Wie net daar waar jy staan, net die naam van Jesus oor jou lewe uitspreek nie. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name. Oh, what a wonderful. What a wonderful name it is. The name. Oh, we proclaim your name. What a wonderful name it is. The name of Jesus. There's no name above your name. There's no name above your name, Lord Jesus. Ek ervaar net van vanmôre moet jy aksie neem oor jou omstandighede. En elke oggend as jy opstaan en die week wat jy loop, dan hoor jy verskeie name wat oor jou lewe gespreek word.
Jy hoor miskien die dokter se diagnose. Jy hoor die bank wat met jou praat. Jy hoor al hierdie name wat na jou toe kom. Maar vanmôre is daar een naam bo daai naam, dis die naam van Jesus. Wil jy nie net vanmôre as jy deur moeilikheid gaan nie, of jou lewe val uitmekaar, dat jy net jou hande in die lug opsteek en sê, Here, ek verklaar vanmôre die naam van Jesus oor my lewe. Ek verklaar vanmôre die naam van Jesus oor my huwelik. Ek verklaar die naam van Jesus oor my besigheid, oor my liggaam, oor my kinders, oor my familie. Daar's geen naam soos die naam van Jesus nie. Duisternis bewe as jy vanmôre die naam van Jesus proklameer oor elke omstandigheid. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Verklaar daai powerful name vanmôre. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of, oh, what a powerful name it is. The name of the God. What a powerful name it is. The name of Jesus. There's no name above your name. There's no name above your name. Dankie Here dat ons U naam het. Dat ons as kinders van God U naam kan verklaar. Berge skuif en waters gaan oop. En U maak die onmoontlike moontlik. Dankie vir U naam. Dankie vir die prys wat U vir ons betaal het. Sodat ons in U volheid kan inbeweeg. Ons eer U daarvoor vandag, Here. Ons het nie genoeg woorde om U naam te kan groot maak nie. U is groot. U is almagtig. Maar hierdie bietjie wat ons het, Here, ontvang dit vandag. En ek weet die Here kyk neer op sy kinders vandag en hy glimlag. Hy is lief vir jou. Is iemand vandag wat moet weet, Jesus is lief vir jou. God sien jou. Hy kyk na jou. Al voel dit nie altyd so nie. Het hy beloof, ek sal jou nooit los nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Dankie Here dat ons in daardie waarheid kan stap vandag. Ons eer U daarvoor. In die groot en almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Praise God. Wow. Ons kan maar huis toe gaan, hè?
Ons kan nog so 'n bietjie lê. Net in die teenwoordigheid van die Here. Ek het dit nou nie beplan nie, maar ons was op 'n konferensie waarvan JP nou nog gepraat het. En die pastoor daar het die woord gebring. En hy het net weer die belangrikheid neergesit van Mary en Martha. En Martha het gekies om te dien, en is nie sleg om te dien nie. Is goed om te dien, maar Mary het by Jesus se voete gesit. En soms moet ons net weet, ons programme gaan ons nie daar kry nie, né? Dis die teenwoordigheid van Jesus, hy het my gebless Vrydag. En want mens raak besig. En mens raak oorweldig, en dan vergeet ons dat sy voete is die plek waar ons eintlik moet wees. Amen. Hierdie was nou great geweest. Ek wil eintlik net nog 'n rukkie hierso. Amen. So, ons is besig met die tema van die skaar in jou lewe. En kom ons recap gou die laaste 2 weke, net baie vinnig. En 2 weke terug het Pastor Karel gepraat oor Simba wat homself bevind in 'n plek waar hy die vyand se leuns luister daarna en daardeur oortuig word en gemanipuleer word daardeur. En hy glo wat die vyand vir hom sê, hy glo wat skaar vir hom sê, hy hardloop weg. Hy hardloop weg van sy roeping af, hy hardloop weg van dit wat God vir hom bestem het. En hy kom daar op 'n plek waar hy net nie ontvang dit wat God vir hom in beplanning gehad het nie. En ons gaan nou verder oor dit praat. Maar dit het also gaan oor die leuns van die vyand. Laasweek, wie kan onthou wat die tema van laasweek was? Behalwe die wat nou gaan sê, die skaar in my lewe, né? Wie kan daai slogan onthou? Jou testimony word jou destiny. Amen, kan julle onthou, Pastor Karel? Dit was amazing geweest. En hy het gepraat oor die wonde en die goed wat in die lewe met jou gebeur, hoe dit jou testimony word om binne in die destiny van God vir jou lewe te kan inbeweeg en ten spyte van die stryd en die dinge wat die vyand beplan. As ons aan God en sy woord, sy beloftes vashou, ons vat die leuns en ons vat dit weg, dan kan ons beweeg in God se planne en hy kan ons gebruik om sy destiny op hierdie aarde los te maak. Amen. So vandag wil ons daarmee aangaan met hierdie tema. En kom ons kyk gou-gou weer na Simba. Simba was gebore om koning te wees. Dit was sy destiny gewees. Dit is waarvoor God hom beplan het, om te regeer. Hy was gebore in die beeld van sy pa. Ek onthou op 'n stadium kyk hy, toe hy nou die pad gemis het, kyk hy so in die poel. En daai mal aapie met die stok was daar gewees. Onthou julle die aapie, en het hom nog so geklap oor die kop. Sê hy kyk weer, né? En hy sien sy pa in die water. Jy sien, hy was nog altyd gemaak in die beeld van sy pa gewees. En sy pa het daardie beeld konstant in hom ingevorm en in hom ingedruk. En as hy 'n geleentheid gehad het, het hy sy seun herinner wie hy is. Maar die oomblik toe die pa dood is, toe kom skaar. Kom die vyand en hy begin vir hom jok. Hy begin vir hom sê, dis sy skuld dat hierdie gebeur het. Hy begin vir hom sê dat jy kon hierdie gekeer het om te gebeur. En wat gebeur met Simba? Simba hardloop weg. Hy hardloop weg omdat hy die leuns van die vyand geglo het en omdat hy deur die vyand gemanipuleer is. En wat gebeur in Simba se hart? Jy weet, in sy hart en in sy gedagtes verloor hy die beeld van sy pa, verloor hy die beeld van dit wat sy pa nog altyd vir hom gesê het, dis waarvoor jy gemaak is. Hy sien homself as nie goed genoeg nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie uitkom by dit waarvoor ek geskep is nie. Ek begin wonder of ek regtig vir daardie geskep is. Ek begin wonder oor dit wat my pa nog altyd vir my gesê het. Dit is vir my bietjie duister op hierdie oomblik. En hy word gevul met doubt. Doubt oor sy roeping, doubt oor homself. Doubt oor die woord wat sy pa oor hom uitgespreek het. Sien jy jouself daar? En hy sien homself nie soos sy pa hom altyd laat glo het nie. Soos sy pa hom altyd gesien het nie. En hy kom op 'n plek uit. Ek moes die movie weer gaan kyk het, want ek kon nie alles onthou nie. Hy kom op 'n plek uit en daar's waterstrome,
Daar's bome, daar's vrugte, daar's gras. Dis heeltyd somer. Dit lyk mooi. Dis 'n mooi plek. En dit lyk soos die perfekte plek. En dis hier waar hy met die meerkat en die bosvark te doen gekry het waarvan Pastor Karel laas gepraat het. En hierdie twee sê vir hom die volgende 2 prominente stellings. Ons eintlik 3, maar ek wil by 2 stil staan. En hulle sê vir hom, as jy saam met ons wil loop, moet jy eet wat ons eet. Nee? En dis waar hy die bugs begin eet. Jy sê, en wat sê die wêreld vir ons? As jy saam met ons wil loop, moet jy inneem wat ons inneem. Moet jy jouself voed met wat ons onsself mee voed. Kom aan, is dit nie wat die wêreld sê nie? Om okay te wees en om reg te wees en om aanvaarbaar te wees, en moet jy die volgende inneem. Kom nou. En daardie wat ons inneem in die wêreld is nie dieselfde as waarvan die woord van God praat nie. Is nie dieselfde goed nie. Jy sê maar om aanvaarbaar te wees daar buite, moet ek eet wat hulle eet. Moet ek myself consume met wat hulle self mee consume. Die tweede ding wat hulle gesê het, kom aan, wat is daai varkie se mantra? Kan julle onthou? Hakuna Matata. Wat beteken? No worries. En ek gaan dit nie sing nie, ek weet jy wag vir dit. No worries for the rest of my days. A stress-free life. Wie van julle wil daar wees? Kom nou. So ons moet Hakuna Matata, a stress-free life, no worries for the rest of your days. En hy maak toe ook die stelling, as die wêreld sy rug op jou draai, draai jou rug op die wêreld. Jy weet, draai jou rug op die mense, kom nou. No worries, stress-free. Hakuna Matata, geniet jouself. Doen soos jy wil, wanneer jy wil, hoe jy wil. Doen dit net. As dit vir jou lekker is, as dit vir jou plesierig is, gaan vir dit. Klink dit nie soos die wêreld nie? Kom nou. Hier is die probleem, ek en jy het in hierdie wêreld groot geword. Ons is geïndoctrinate met die siening van die wêreld. Waar ek ook al gaan, as ek die TV aansit, wat kry ek? Kry die wêreld. As ek in 'n skool instap, kry ek die wêreld. Ons almal is deur skool al. Maak nie saak waar jy kom nie. Word ons gebombardeer met die siening van die wêreld. You know, if it looks good, if it feels good, go for it. Vergeet van al jou sorge en begrawe dit. En hier is die probleem met Sinma. Dit begin vir hom werk. Dit begin vir hom werk. Hy is besig om hierdie sogenaamde sorgvrye lewe te leef. Hy het gewoond geraak aan die bugs. Jy weet, hy het gesê, it's a bit slimy, but yet satisfying. Kom nou, maar, dit doen iets vir my. Kom nou, julle weet waarvan hy praat. Want ons speel soms met 'n ding en ons vat soms aan die dinge van die wêreld en ons weet dis eintlik al, maar tog vul dit iets. Kom nou. Want as dit nie lekker was nie, sou die vyand dit nie teen ons gebruik het nie. As dit nie iets vervul het in ons lewens nie, sou die vyand nie suksesvol gewees het om dit te gebruik teen ons nie. Hier is die ding, dis nie wie hy is nie. Die sorgvrye lewe is nie wie hy is nie. Daai plek waar hy rondloop, dis nie waarvoor hy geskep is nie. Dis nie waarvoor hy gebore was nie. Dit is nie die roeping en die belofte van God vir sy lewe nie. Maar hy begin vergeet wat sy pa gesê het. En hy leef in hierdie plek. En hy begin die leuen leef wat die vyand oor sy lewe losgemaak het. En die mensdom, na Genesis 1, begin leef in die leuen wat die vyand oor die mensdom losgemaak het. En ons stap op daai plek wat die vyand beplan het, wat die vyand in my en jou lewe wil inbring. En ons begin leef volgens die leuen. Nou in Genesis 12, bly by my. In Genesis 12 kom God na Abraham toe. En hy sê vir hom die volgende, Abraham, trek weg. Gaan. Weg van hierdie plek af. Gaan na 'n plek toe wat vir jou onbekend is. Ek sal vir jou sê
om te gaan, soos ons gaan, I will guide you. Nou, en ek weet nie van jou nie, ek hou daarvan om te weet waartoe ek gaan. Okay? As ons Kaap toe gaan, dan wil ek weet wat se pad om te volg, ek weet wat is die volgende dorp, ek wil weet hoe ver is dit tot by daardie dorp, want ek het 2 kinders. Wat wil weet, hoe ver is dit nog? Nee? En wanneer kan ons iets eet, en wanneer kan ons toilet toe gaan, en wanneer kom nou? Julle weet waarvan ek praat. Hy sê vir Abraham, gaan na 'n plek toe wat ek jou sal wys, gaan na die beloofde land toe, is 'n land wat goed is vir jou, wat ek vir jou beloof, wat deel is van jou roeping, wat deel is van jou destiny. Hy beloof hom dat hy hom 'n groot nageslag gaan gee. 'n Nageslag waardeur God sy nasie wil bou. 'n Nageslag waardeur die redder eendag gaan inkom om die wêreld te red. Hy maak 'n belofte aan Abraham, hy sê, vir jou om daar uit te kom, moet jy weggaan hier. Jy kan nie hier bly en daar uitkom nie. Hy vra vir Abraham om weg te gaan van alles wat vir hom bekend is. Van die mense waarvoor hy lief is. Die tradisies wat vir hom nogal na in die hart was. Die manier van dink, die manier van doen. Hy vra eintlik vir Abraham, alles wat vir jou gemaklik is, gaan. Hoekom moet hy gaan? Want jy kan nie wees wie ek wil hê jy moet wees, terwyl jy hier bly nie. Jy kan nie word dit wat ek jou voorgeskep het, terwyl jy hier bly nie. Jy kan nie jou destiny vervul, terwyl jy hier konstant sit nie. Terwyl jy hier met jouself omring en jouself voed, met dit wat ek nooit vir jou beplan het nie. Jy kan dit nie bereik nie. You need to move away. Jy weet, en terwyl jy in daardie plek is, dit wat ek vir jou wil doen en dit wat ek deur jou vir ander wil doen, kan nie gebeur nie. Ek kan dit nie doen nie. Vandag is nogal, jy het nou dit gesê daar binne, hierdie volgende 2 weke is vir ons nogal 'n emosionele tyd. Dis vandag my laaste keer hier. Volgende week is Pastor Karel vir sy laaste keer hier. Ons het in 2013 het ons betrokke geraak by Impact Gemeente. Daai tyd Bethel Lofprysingskerk, né? Dis 'n lang naam, onthou julle. En ons het in 2015 permanent hiernatoe getrek. Dis nou 10 jaar, ons is al 12 jaar plus betrokke by hierdie kerk. En in die eerste 4 jaar het ons 4 keer getrek in Alberton. So as jy nou vir my wil sê van Abraham, gaan weg en trek rond. Dit kon nie vir hom lekker gewees. Ek het medelee met die ou, want vir my was dit verskriklik traumaties geweest om elke jaar 1 keer te trek vir die eerste 4 keer. Tot ons in 2018 ingetrek het, daar waar ons nou is. Nou ek is 'n ou wat hou van stabiliteit. JP weet dit. Ek hou van dinge in sy boksies. Kom nou. So hierdie wat nou gebeur hierso met Impact en ons gaan nou verder daaroor praat, is vir my nogal, dis lekker, maar is challenging. Dis te veel vir hierdie kop. Nee? En al die trekke wat ons getrek het, was wild geweest. Ek hou van stabiliteit. En weet jy wat, God kom soms en sê, verlaat jou stabiliteit. Verlaat dit wat vir jou gemaklik is. Verlaat dit wat vir jou bekend is. Want terwyl jy daar bly, kan ek nie daar uitkom nie. Wie van julle weet, jy kan nie die see ervaar terwyl jy in Gauteng bly nie. Wild waters. So nagaan maakte poelietjie wat nou en dan so. Ons kan dit nie ervaar as ek hier bly nie. Ek kan weet waar dit is, ek kan prentjies van dit hê, ek kan die pad soontoe ken, maar tot ek nie daar is nie, kan ek dit nie ervaar nie, en tot ek nie is waar God my wil hê nie, kan ek nie die beste, die volheid van God vir my lewe ervaar nie. I need to move away. In Exodus verskyn God aan Moses, en hy gee vir hom die opdrag om die mense uit slawerny uit Egipte uit te vat na waar, daai selfde beloofde land wat hy vir Abraham beloof het. 'n plek van oorwinning. Soos hy gesê het, 'n plek van melk en honing, né? 'n land van hulle eie waar daar oorvloed kan wees.
Jy sien, want God is besig om vir hom te sê, terwyl julle in Egipte is, kan julle nie die nasie wees wat ek julle geskep het om te wees nie. Kan julle nie die doel vervul en bereik wat ek hierdie nasie voor opgerig het deur Abraham, Isak en Jakob nie. Jy sien, in die beloofde land is daar voorsiening. Hier waar julle nou is julle slawe. Julle het 'n slaafmentaliteit, julle dink so slawe, julle doen so slawe, julle praat so slawe. Ons moet uit hierdie plek uitkom, dat julle die koninkrykskinders kan wees, wat ek julle geskep het, om te wees. Want terwyl julle in Egipte bly, terwyl julle so slawe dink en doen, kan nie my voluit binne ingaan nie. En ons weet wat het gebeur, hulle is uit by Egipte, hulle is deur die Rooi See maak skoon al die Egiptenare, en hulle kom voor die Jordaanrivier. Kom nou. En God kom agter dat hierdie ouens dink nog steeds soos slawe. Hulle doen nog steeds soos slawe, hulle praat nog steeds soos slawe. Ek wil julle in die beloofde land invat, ek wil hê julle moet daai land kry, maar julle is besig om te moan en murmureer en te kla. 10 van julle kom terug met 'n slegte report, 2 van julle sê ons kan dit doen. Ons het nodig om hierdie slawerny uit julle uit te kry. Julle weet wat het toe gebeur, 40 jaar in die woestyn. Jy sien, hulle kom voor die beloofde land. Die farao en die Egiptenare is lankal weggespoel. Maar hy is nog aan hulle kop. Jy sien, Simba sit in hierdie plek. Maar Skaar is nie daar nie, maar hy is nog aan sy kop. Hy sê nog vir hom dit wat hy wil hê, hy moet glo. En vandag sit ons hier, en miskien is die vyand nog steeds in jou kop. En jy weet, daar's 'n beloofde land, jy weet, God het jou na iets beter te gevat, maar hy's nog in jou kop. En ons kan nie in daai ingaan, tot ons nie wegbeweeg van iets af. Miskien sit iets fisies, miskien sit iets hier, miskien sit iets hier. Amen. Jy sien, om by God se droom uit te kom, om by sy beloftes uit te kom en om te leef dit waarvoor hy jou geskep het, is net soveel om van een ding af weg te beweeg as wat dit is om na iets anders toe te beweeg. Dis 'n gesamentlike ding. Wie van julle het al gesê, ek gaan die Here dien, ek gaan hom loof, ek is besig om te beweeg na die Here toe, en dis great en goed, maar iets is die hele tyd besig om my terug te trek. Iets is besig om my hier te hou. Ek kan nie by iets uitkom as ek nie wegbeweeg van 'n ander plek af nie. Ek kan nie na, die woord sê, Paulus skryf en sê, we will move from glory to glory. Ek kan nie by daai glory uitkom as ek nie, ons gebruik hierdie glory as 'n stepping stone na die volgende een toe, en daai een word die stepping stone vir die volgende een, en daai een, kom nou. Ek kan nie op 'n plek bly nie. Ek gaan nou iets sê oor Impact Kerk, Brackenhurst. In Filippense 3 vertel Paulus van alles wat hy al bereik het en gedoen het, en ook hoe hy die kerk met passie vervolg het. Jy weet, hy soos in, ek het al hierdie goed gedoen, ek het God gevolg, selfs toe ek mense doodgemaak het, het ek geglo ek volg God. En dan maak Paulus die volgende verklaring in Filippense 3 vers 7 tot 9. Hy sê, alhoewel ek hierdie menslike dinge eers as 'n wins beskou het, beskou ek dit ter wille van Christus nou as 'n verlies. Ja, om Christus Jesus my Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Terwille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Jesus Christus as wins kan verkry, en een met hom kan wees. In vers 13 gaan hy aan en hy sê, nee broers en susters, ek reken self nie, dat ek al is wat ek moet wees nie. Wie van julle is daar, waar hy sê, ek is nog nie wat ek moet wees nie, maar prys die Here, ek is verder weg, as wat ek was, van daai plek af. Kom nou, praise God. Een ding is verseker, ek vergeet dit wat agter my lê, en ek strek my uit na wat voor my lê. Jy sien, ek kan nie daar uitkom, as ek nog hier vashou nie. Is nie moontlik nie. Ek jaag wenpaal toe, na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gegee het. Paulus besef dat daar is dinge waarvan sommige oënskynlik aanvaarbare was. Alles wat hy deurgegaan het, sy studies en al daai goed, was nie noodwendig sleg gewees nie. Maar hy sê, omdat ek op daai goed vertrou, hou dit my terug.
Hy besef daar's sekere goed waarvan hy af moet weg te beweeg, sodat hy in die volheid van God se plan en droom vir sy lewe kan inbeweeg. Dat in die roeping van God sy alles kan gee. Daar's 'n volle omvang van God se roeping en sy skepingsdoel, wat hy daar vir my en jou gesit het. Mense, die woord sê, as ek glo met my hele hart en bely met my mond, Jesus Christus as koning, sal ek gered word. Hy het nie gesê, dit is wat my in my volle roeping laat inbeweeg nie. Jy gaan miskien hemel toe, jy miskien nog steeds sy plan vir jou op aarde. Kom nou. En as ek vandag met die jong mense praat, hulle wil iets bereik. Hulle wil besig wees, hulle wil aktief wees, hulle wil gaan en, kom nou, hulle wil iets doen vir die Here. Lot en sy familie word beveel, vlug vir Sodom, moenie terugkyk nie. Kom nou. Die woord sê, soos wat hulle besig is om weg te hardloop, hulle is op pad weg van vernietiging af, dis 'n goeie ding, we're going this way. Daar's iets beter vir ons daar, ons weet nog nie wat dit is nie, maar is amper soos Abraham. En wat doen Lot se vrou? Een vertaling sê, met verlange kyk sy terug. En hoeveel keer is dit van my en jou, dat ons kyk met verlange terug, na iets wat nooit goed was vir my, na iets wat nooit vir my bestem was nie, iets wat nooit God se plan en droom vir my lewe gaan laat waar word nie. Hoeveel keer sit ek en jy daar? Amen. Ons weet wat het gebeur. Sy verloor God se droom. Jy sien, nou kom 'n dag, wat Simba tot die besef gekom het, met 'n bietjie hulp van 'n stok op die kop en 'n nee, soms werk die stok op die kop. Wie van julle het kinders? Okay, ons laat hulle nie op die kop nie, maar daar's 'n ander plek. Wat ons hulle so 'n bietjie help. Maar hy kom tot die besef van wie hy is. Hy kom tot die besef waarvoor hy geskep is. Hy kom tot die besef wat sy pa, sy vader, oor hom gespreek het en oor hom verklaar het. Die liggie gaan aan. En hy sê, hierdie plek is miskien okay, hierdie plek is miskien lekker, maar dis nie waar ek hoort nie. Dis nie waar ek moet wees nie. Hy kom tot die besef dat hy nie kan bereik dit wat sy pa oor hom gespreek het in die plek waar hy nou is nie. En hy kan nie aanhou om die waarheid te omseil nie. Jy sien, daar's 'n plek vir my en jou waarvan ons moet vrykom. Vir elkeen van ons is dit iets verskillend. Nou wil vandag vir jou sê, as jy besig is om te groei in Jesus, tot die dag wat hy terugkom, gaan daar altyd iets wees, wat die vyand gebruik om jou terug te hou. Het gaan altyd daar wees. Het gaan nie altyd dieselfde ding wees nie, want wanneer hy my by die ding gebring het, and I dealt with it, and I put it behind me, gaan hy die volgende ding openbaar en sê, nou wil ek die volgende van jou hê. Ons gaan altyd besig wees om te groei. Ons gaan altyd besig wees om meer en nader in sy heerlikheid in te beweeg. Dit gaan 'n konstante wees in ons lewens. Maar daar's 'n plek wat nie vir ons goed is nie. Daar's 'n plek waar ons nog steeds onder die invloed van die vyand is. In plaas van laat ons beweeg in die goedheid en die guns en die belofte van God. Ek en jy is geskep om God se seuns en se dogters te wees, om te regeer oor die werke van die vyand op hierdie plek waar ons gesit het. Die vyand hou ons vas. Die vyand hou ons vas. Hy probeer ons weghou van God se beloftes en van sy woord af. Een van my gunsteling stories, die storie van die verlore seun. Kom nou, julle ken dit. Hy kry sy geld, hy pak op, hy gaan en hy gaan mors al sy geld. Word deel van die wêreldse stelsel. En op 'n tyd kom hy tot die besef, klink dit nie so Simba nie, in my vader se huis is daar slawe wat beter eet as ek. In my vader se huis is daar slawe wat 'n dak oor hulle kop het en klere aan hulle lyf het en it's going well with them. Terwyl ek hier tussen die varke sit en hulle pele eet. En hy kom tot die besef. In my pa se huis
kan ek ook voorgesorg word. In my pa se huis kan ek alles hê wat vir my bestem is. Maar ek kan dit nie kry terwyl ek hier by die varke is nie. En soms moet ons besluit om van die varke af weg te beweeg. Soms moet ons besluit om van die wêreldsisteem af weg te beweeg. Jy weet, die besef op sy eie help niks. Jy kan vandag hier sit en die besef hê dat I need to get rid of something in my life. Jy kan dit weet. Tot jy dit nie doen nie, gaan dit niks in jou lewe verander nie. Amen. Ek kan weet iets is nie goed vir my nie. Ek kan selfs weet hy het 'n beter plan vir my. Tot ek nie daai skuif maak nie. It's not gonna work for me. Ons moet van iets af weg beweeg. Amen. En Jesaja skryf die profeet die volgende en dis God wat praat. Hy sê, do not remember the former things or ponder the things of the past. Listen carefully, I am about to do a new thing. Now it springs forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness and rivers in the desert. 'n Nuwe ding. Wil jy in daai ding inbeweeg saam met God? Wil jy in sy volheid vir jou lewe inbeweeg? Daai ding wat hy jou voor geskep het. Daai ding wat brand hier aan die binnekant van jou en jy weet nie eens hoekom dit brand nie. Jy weet net hier waar ek nou is. It's not good enough, God. My verhouding met jou is miskien good, but it's not where I wanted to be. Ek wil meer hê van jou teenwoordigheid. Ek wil meer hê van jou belofte in my lewe. Ek wil saam met jou 'n verskil maak. Paulus skryf aan die kerk in Efesië oor om van dinge ontslae te raak en na iets anders toe te beweeg. Lees hom gou saam met my, Efesiërs 4 vers 21. Hy sê, julle het tog van hom gehoor, julle het tog aangaande hom onderrig ontvang, volgens die waarheid wat daar by Jesus is. Julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer, naamlik dat julle wat julle vroeër leefstyl betref, die ou sondige mens soos vuil klere moet uittrek. Jy sien, ek moet iets verlaat. Bedrieglike begeertes, laat hierdie mense ten gronde gaan. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens aan, so skoon klere. Die mens wat na God se beeld geskape is. Die beeld wat jou Vader oor jou uitgespreek het. Dit wat hy lankal oor jou verklaar het. Ek het nodig om iets uit te trek. En iets aan te trek om by die plek van God vir my lewe te kom. Nou as jy vandag hier is, weet ek jy het Jesus aangetrek. Maar het jy al die ou klere uitgetrek? Kom nou. As jy glo in Jesus vandag, weet ek jy het die nuwe klere aangetrek. Maar van ons sit nog vas in plekke. Ons sit nog vas in gedagtegange, mindsets, ou maniere van dink. Wat sê Romeine 12? Moenie aan die vark en die meerkat gelykvormig word nie. Moenie aan gelykvormig word nie, maar begin dink soos 'n koninkrykskind. Verander jou gedagte, vernuwe jou gedagte om te begin dink soos ek wil hê jy moet dink, sodat jy uit hierdie wêreld die lig kan wees in die wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, dat jy die koninkryksbeloftes van God in hierdie lewe kan ervaar en dit kan uitleef en ander mense se lewens kan beïnvloed daardeur. Maar ons word gelykvormig. Amen. Trek dit uit. Trek dit uit. Beweeg na Jesus toe en terselfdertyd beweeg weg van dit wat jou terughou. Dit kan 'n seer wees in jou hart. Dis nie noodwendig altyd oorgehou. Dis nie noodwendig altyd 'n sonde nie. Dis nie noodwendig altyd iets wat sleg is as sulks nie. Dis net nie vir jou nie. Dit beteken nie daai verhouding wat jy miskien nou moet stop is omdat die persoon 'n slegte persoon is nie. Dis net nie jou persoon nie. Kom nou. Die invloed wat hulle in jou het is net nie wat God daar vir jou beplan nie. Daar's van ons wat moet wegbeweeg van sekere vriendskappe af, sekere verhoudings af.
sekere mindsets af, sekere seer en pyn van die verlede af. En ja, soms is dit slegte goed, sonde is altyd daar. Ons moet wegbeweeg. Jy weet, Simba kon gebly het waar hy was. Hy was nie in 'n slegte plek nie. Dit was 'n mooi plek. Dit was net nie sy plek nie. Dit was net nie wat God vir hom in gedagte gehad het nie. Hier kan jy nie regeer nie. Gaan. En gaan wees wie ek jou geskep het om te wees. Impact Kerk. Die enigste, ons het nou al gewoond geraak by Impact Kerk, dat dinge verander. Die enigste konstante by Impact Kerk, behalwe nou vir die feit dat ons regtig die Here soek, en sy woord wil uitleef, is verandering. Dit is 'n konstante hierso. En julle het nou al gesien wat die laaste paar maande gebeur, en ek wil vir jou sê die volgende, ons sit by daai seminar, en die ou praat van wells, plekke van God se herlewing, wat hulle in die ou tyd opgegrou het, om water te kry, en hoe daar wells van God se teenwoordigheid is. Dis 'n storie vir 'n ander dag, maar soos wat hy daar sit, sien ek, ons het hier 'n wel gegrou van God se teenwoordigheid. En mense kom na ons hier aan wat met daai ding gaan aangaan. En ons gaan na 'n plek toe waar daar eens op 'n tyd 'n wel was. Waar daar eens op 'n tyd herlewing was. Waar daar eens op 'n tyd 'n liggaam bymekaar gekom het en die Here gedien het en geloof het. En ons gaan om daai wel weer oop te maak. Dit is sy mandaat vir hierdie kerk, dis sy beplanning vir hierdie kerk. We need to go open up the well. En ons kan nie daai bereik terwyl ons hier bly nie. Ons kan nie daai gaan doen terwyl ons, kom nou. En dit het net vir my so practical en waar geword. Kom ons gaan maak die wel oop, sodat nog mense in die koninkryk van God kan ingaan, sodat nog mense hemel toe kan gaan, dat nog mense God kan loof en kan prys. Amen. 2 weke dan skuif ons. Ek sluit af met die volgende mense. So die vyand kom en hy hou ons soms vas in ons verkeerde denke en mindsets, in ons gewoontes. Ek streef om by God uit te kom. Ek streef om sy lewe in my lewe te ervaar. Maar daar's slegte siklusse en daar's slegte patrone in my lewe. Slegte besluite wat ek soms maak. Slegte verhoudings en vriende. En ek raak soms so gemaklik in daai plek, dat ek nie eens agterkom dat dit besig is om my te verteer nie. Ek kom nie eens agter dat dit besig is om my verder en verder van God se plan vir my lewe uit te bring nie. God vra ons vandag om weg te beweeg. Nie net as Impact Kerk nie, maar vir elke individu. Want soos wat ons skuif oor 2 weke, guess what? Die kerk is net die gebou. Laat ek dit anders sê. Die gebou is nie die kerk nie, die gebou is die gebou. Die kerk sit vandag hier. En dit wat hy daar wil doen, is nie net die gebou nie, maar elkeen se lewe wat hy wil transformeer, om 'n wel te gaan oopmaak en 'n invloed te gaan hê, en die roeping en die droom en die doel van God vir jou lewe, maar ook deur jou lewe te kan bereik. Amen. Hy vra nie net vir ons om fisies te skuif nie, hy vra vir elke deel van hierdie kerk om te skuif na 'n nuwe plek toe, om weg te beweeg wat jou terughou, sodat ek 'n aanwinst vir sy koninkryk kan wees daar waar hy ons gaan plant. Is jy bereid vir dit vandag? Is jy bereid om vandag te sê, Here, dis waar ek wil wees? I want to be used. Kom ons staan. Here, ek wil gebruik word. Ek wil in jou volheid inbeweeg. Ek wil hê jy moet vandag hak in by die persoon langs jou. Sit jou hand op skouer of hoe ook al.
vir die volgende 3 of 4 minute. Kom ons connecteer net op daai plek waar die Here nou is. Te sê, Here, ek gee oor. Ek kom terug. Ek gaan agterlaat wat dit ook al is. Because I want everything you have for me. Maak vandag daai commitment en dan bid jy vir die ou aan jou linkerkant, jy bid vir die ou aan jou regterkant. Want waar 2 of meer is, daar is hy en daar gee hy vir ons wat ons vra. Kan ons dit vir so 3 minute doen? Kom ons bid. Vader, ons kom vandag as u gemeente by mekaar, Here, waar 2 of meer saamstem. En ons bid, Vader, dat u ons sal losmaak van dit wat ons weghou van u teenwoordigheid af, van dit wat ons weghou van u perfekte plan en droom vir ons lewens af, Here. Ons bid vir volkome vrymaking van elke emosie en elke gedagte wat teenstrydig is met die woord van God, Here. Sodat ons kan weet en kan ervaar die volmaakte en die volkome wil van God vir ons lewens. Ons bid, Here, vir die courage om los te maak van gewoontes en van mense en van plekke wat vir ons 'n struikelblok geword het, sonder dat ons noodwendig eers geweet het dis 'n struikelblok, Here. Ek vra, Here, dat u vandag met elkeen sal praat, Here, dat u sal openbaar wat die volgende stap in hulle geestelike lewe sal wees, Here. Sodat hulle kan teruggaan, die vyand kan oorwin en die plek wat God vir ons almal en vir hulle geskep het, Here, weer kan inneem. Dat ons soos koningskinders kan regeer op hierdie aarde for the sake of your kingdom and for the sake of your glory. Dankie, Here, dat u besig is vandag. Dankie dat lewens aangeraak word, dat lewens omgedraai word. So that your name may be glorified. En in die week wat voorlê, bid ons die beskerming, ons bid die voorsiening, Here, op elke plek van nood, Here. Ons bid vir gesondheid, vir genesing oor elke liggaam, elke seer, elke emosie. Mag ons hierdie week uitgaan en die lig wees daar waar u ons plaas. Ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen, amen, amen. May God bless you this week. Mag sy goedheid en sy guns oor jou wees. Bid vir ons 2 weke om te gaan. God bless you. Sien julle volgende week hier.